My titel van my storie is Moenie oordeel. Vandaag wil ik net oor my dogter praat. My dogter, ek het 3 seuns en sy is die enigste dogter. Maar soos sy groot geraak het van kleins af, van kinder 10 jaar af, wou sy sy wil glad nie 'n rok aangetrek het. Sy wou net broekies aangetrek het. En ek moet altyd vir haar onder die rok, die skoolrokkie, wou sy altyd 'n broekietjie aangetrek het. En daar het ek agtergekom, maar ek het gedink, is omdat sy net met seunkinders groot raak. Maar hoe groter sy raak, sy het nie in 'n boyfriends belang gestel nie. So, wat ek nou wil sê is, as 'n ouer, en as 'n ouer moet jy, as jy kinders het, moet jy van daai kleinste af, moet jy al klaar onderskei. Jy weet, veral as 'n meisie kan altyd met 'n karretjie wil speel, jy het 'n poppietjie gekoop, sy wil nie met die pop speel nie, sy wil met 'n kar speel, dan weet jy al. Dieselfde, dat is dieselfde by education ook. Want 'n kind sal altyd met 'n kar stikken maak, jy wil bou, dan moet jy weer, jy wil 'n mechanic raak. Ja, so onderskei jy al klaar, terwyl 'n kind klein is. Nou, op die oomblik, ek is mos nie diep in dit nie. Dus hoekom ek die workshop ook bykom gewoon het, dat ek daardeur ook kan leer. En daardeur my dogter ook kan ken. Sy wil nie 'n verhouding hê nie. Sy wil nie 'n verhouding. Sy maak nog 24 jaar. Maar sy het eers op 'n tyd met 'n boyfriend begin en sy het 'n babatjie gekry. Maar na babatjie wil sy nie weer die boyfriend sien nie, want sy gesels het met vroumense, en ek het vir haar gevra kom, maar sy het vir my gesê, mama, omdat ek moet as 'n meisie, moet ek toch vir jou as ek ouma, jy moet toch 'n ouma, ek moet 'n dogtertjie vir jou kan kry, dat jy ouma gevoelens kan kry, want ek kan mos nou nie net soos ek kan net nie so, maar my belangstelling is nie in manne nie, my belangstelling is in vroumense. Dis hoekom ek sê, ons moet nie oordeel nie. As 'n ouer sien jy al klaar, jou kind is gebore, die hart te word aan, ja, jy weet al klaar, ons kan nie onderdeel nie. Daarom wil ek die ander ouers ook sê, jy kent jou kind beter as iemand anders. En as jou kind so begin van kleins ouderdom af verstel, sien jy, dan kan jy nie, as jou kind groot raak en jy sien dat dit is hoe sy voel, kan jy dit nie verander nie, want die gevoelens is al van kleinste af. Dus hoe dat is, dis van binne af, dis nie van kleinste af nie. Dis van binne af, dis nie dat hulle vir hulle self so maak nie. Ja. As jy dieper kan kyk, dieper, van kleins jare af, ons het op plaas groot geraak. Die by die plaas groot geraak het al die ouer mense gesê, seunkinders speel alleen, meisiekinders speel alleen. Ons is so in 'n slaaptyd, ons het gesê, meisiekinders slaap alleen, seunkinders slaap alleen, maar daar was altyd ook 'n tyd, wat die, as meisies, het hulle weer 'n speletjie gehad, waarvan jy nog gesê, ek is die pa, nou, daar het jy al klaar ook gesien, daar sommige mense wat net pa rol wil speel, so, daar het jy al agtergekom ook, nee, is altyd 'n ma, en hy is 'n pa, en ek kan nie dieper ingaan nie, daar was speletjies wat ons ook gespeel het, daar het jy al gesien, en daardeur het ek gesien, en ek is iemand wat baie van gesels hou, ek hou baie daarvan, as ek 'n lesbien gesien het, as ek tomboy wat ook al gesien het, ek hou van geselskap, en hoe dieper ek in die ding, in die geselskap ingegaan het ek gesien, daar is gebore lesbiene, daar is sommiges wat iets oorgekom het, en gechange het, omdat sy of hy iets oorgekom het. En as ek praat van iets oorkom, dit gaan soms baie oor molestering, en rape.
Sommige kinders word terwyl hulle in jong jare word hulle gereep. Ouers ken nie daarvan nie, die ooms het hulle gereep. Dis net nie meisies wat gereep word nie. Seenkinders word ook deur hulle se aunties. As jy 'n ouer vrou met jou kind los, kan hy vroumens ook jou kind abuse. Dit is net nie meisiekinders nie, seenkinders ook. Hulle het myself vertel. So daardeur begin seenkinders voel, hulle sal maar verander na meisiekind. Hy is nie gebore nie, maar die dinge waardeur hulle gegaan het, dat hulle deur 'n oom gemolesteer was, gereep was, voel hulle nou maar hulle change. Nie dat hulle van geboorte af so is nie. En daar's weer meisiekinders wat ook so gereep word deur die ooms of hulle deur 'n familielid of 'n eie broer of die pa ook, dan voel hulle begin met 'n vrouensverhouding. Hulle stel nie meer belang in mans. So daarom moet jy, as jou kind die change doen, moet jy kyk, is die kind so gebore of is daar iets wat met die kind gebeur? Daar is sommige ouers wat tot vandag toe nie weet dat hulle se kind in hulle se eie is geabuse of gereep is. Wat ek sê, moenie oordeel nie is, in elke huis is daar 'n gebore lesbien. As ons nou praat van, kom ek praat maar van nasies. Daar is sommige nasies wat so tradisievas is. Kind kan nie uitkom nie. Dit word so oordeel dat hy mens maar agter skuil en nie uitkom nie. So ons moet begin om minder te oordeel. Ons moet begin om minder te oordeel. Soms ons minder fos vir ons kinders ook. Soms hou die man seenkind vir hom soos 'n seenkind en later gaan trou hy, as hy getrou het, dan is hy besig met iets anders agter. En ons oordeel, maar moenie oordeel nie, weet eers, praat met die persoon, ken die persoon wat hy wil hê, wat in sy hart is. Ja, so ons ken nie die diepte van 'n mens nie, ons ken niks nie. So ons sit en oordeel net. So moenie oordeel nie. Ken die persoon en hoor sy saak, hoor sy kant, hoekom, waarom, praat hoekoms en waaroms, en dat jy kan hoor voor jy oordeel. Hy is baie. As ons ook van die kerke praat, soos daar's kinders wat bang is om kerk toe te kom, omdat vroumens 'n rok aantrek, sy kerk toe gaan en nie 'n broekie. So dan wil die kind soms nie kerk toe kom nie, omdat sy as 'n vroumens net broekie aantrek. En as sy 'n kind as hy rok aantrek, hy wil ook nie kerk toe gaan nie, want hy kan nie in die kerk ingaan met 'n rok nie. So hy moet 'n broek aantrek. So dis wat ons al die twist die kerke. Ek wil net sê, moenie oordeel nie. Hoekom is moenie oordeel nie? Moenie oordeel nie. Ken die persoon. Ken die persoon se binneste. Moenie oordeel nie. My titel van die storie is, moenie oordeel nie. Vandaag wil ek net oor my dogter praat. My dogter, ek het 3 seuns en sy is die enigste dogter. Maar soos sy groot geraak het, van kleins af, van kinder 10 jaar af, sy wil glad nie 'n rok aangetrek het. Sy wou net broekies aangetrek het. En ek moet altyd vir haar onder die rok, die skoolrokkie, wou sy altyd 'n broekietjie aangetrek het. En daar het ek agtergekom, maar ek het gedink, dis omdat sy net met seenkinders groot raak. Maar hoe groter sy raak, sy het nie in 'n boyfriends belang gestel nie. So wat ek nou wil sê,